Goeiemôre. Ons gaan vandag aandag gee aan gedishonoreerde cheques wat ontvang was vir kontantverkope. Toe ons hierdie cheque oorspronklik vir die kontantverkope ontvang het, is dit in die kontantontvangstejoernaal aangeteken in die verkope kolom om aan te dui dat die geld in die bank vermeerder het en dat die inkomste verkope vermeerder het. Wanneer die cheque gedeponeer is in die bank en die cheque word deur die bank gedishonoreer, beteken dit ons moet 'n terugskrywing doen om die oorspronklike inskrywing te kanselleer. Die oorspronklike inskrywing was in die kontantontvangstejoernaal, so die inskrywing sal gekanselleer word in die kontantbetalingsjoernaal. Dit is belangrik om te onthou dat die verkoopstransaksie nie gekanselleer kan word nie, want hierdie koper het alreeds hierdie goed gebruik. Slegs die betaling per cheque kan gekanselleer word. Hierdie kliënt het oorspronklik nie 'n rekening in die onderneming gehad nie, daarom het hy kontant aangekoop. Nou sal daar 'n rekening vir hom geskep moet word, want hy skuld nou hierdie geld vir die besigheid. Die volgende transaksies het gedurende Junie verskyn. Goedere is verkoop en 'n cheque vir R45 is ontvang en hierdie cheque is op dieselfde dag gedeponeer. Op die 5de het die bank laat weet dat hierdie cheque gedishonoreer is. Dit maak nie saak vir watter rede hy gedishonoreer is, of dit onvoldoende fondse is, of die handtekening wat foutief is, die datum, enigiets wat verkeerd is, sal die cheque gediskanselleer word, omdat hy gedishonoreer is in die kontantbetalingsjoernaal. Toe ons die cheque ontvang het, het ons dit in die kontantontvangstejoernaal aangeteken as verkope en aangedui dat die geld in die bank vermeerder en dat die inkomste vir verkope verminder. As ons nou die cheque kanselleer, gaan ons wys dat ons nie meer die geld in die bank het nie om die oorspronklike inskrywing te kanselleer. Ons kan dit nie oordra na verkope toe nie, want die verkoopstransaksie kan nie gekanselleer word nie. Ons skep nou 'n debiteur om aan te dui dat hierdie persoon die geld vir die besigheid skuld. In die debiteure grootboek sal ons dus 'n rekening open vir hierdie persoon en ons sal aandui dat hierdie inskrywing voltooi is as gevolg van die gedishonoreerde cheque en dat sy rekening gedebiteer word, want 'n bate vermeerder aan die debietkant en die totale bedrag wat hy skuld is R45. Wat het ons geleer? Wanneer 'n cheque deur die bank teruggestuur word vir enige rede, weens onvoldoende fondse, verouderde cheque, beskadigde cheque, foutiewe handtekening, moet die cheque in die kontantbetalingsjoernaal gekanselleer word. Wanneer die cheque vir kontantverkope ontvang was, moet hy gedishonoreer word wanneer die kliënt wat nie 'n rekening by die besigheid gehad het nie, sal ons nou 'n rekening vir hierdie kliënt moet skep en hy sal dus nou 'n debiteur van die besigheid word om aan te dui hoeveel geld hy vir die besigheid skuld. Die verkope kan nie gekanselleer word nie, want die goedere is reeds verkoop en die persoon het hierdie goedere gebruik. Die debiteure kontrolerekening van 'n debiteur word gedebiteer om die uitstaande bedrag te vermeerder. So dit beteken die debiteure kontrolerekening in die algemene grootboek en die rekening van die debiteur in die debiteure grootboek sal gedebiteer word om te wys dat die uitstaande bedrag vermeerder word. Die bankrekening word gekrediteer om die geld in die bank te verminder.